Nog 'n podiumplek is in sig vir Janiel de Villiers na sy beste vertoning tot dusver in vanjaar se Dakar tydren. Die Wes-Kaapenaar het tweede geëindig in gister se 5de skof en bekleed nou die algehele 4de plek. Intussen het Rian van Niekerk se droomtydren voortgeduur met 'n 4de plek in die motorfietsafdeling. Vir heel party ander deelnemers het die uitmergelende toestande egter 'n vroeë uittog beteken. Ondanks remprobleme en 'n pap buiteband, het Janiel de Villiers en sy navigator Dirk von Zitzewitz die 5de skof in net meer as 4 en 'n half ure afgelê. Daarmee het hulle na die algehele 4de plek opgeskuif, sowat 41 minute agter die voorloper Nani Rauma in sy Mini. De Villiers se Toyota Hilux spanmaats Thomas Randall en Leroy Poulter het gister 34ste en 36ste geëindig en is nou algeheel onderskeidelik 20ste en 30ste. Rauma het sy tweede skofsege vanjaar behaal deur die moordende 527 km tussen Chilecito en Tucumán in 'n tyd van 4 ure, 27 minute en 1 sekonde af te lê. Los sand en versengende hitte het sake egter aansienlik bemoeilik. 'n Elektriese probleem en verskeie oordeelsfoute het Carlos Sainz, die oornagvoorloper, duur te staan gekom. Sainz en 7 ander jaars is boonop elk met 'n uur beboet nadat hulle 'n navigasiepunt misgery het. In die motorfietsafdeling het die indrukwekkende opmars van Suid-Afrika se Rian van Niekerk voortgeduur. Die Johannesburger het die 5de skof op sy KTM in die 4de plek voltooi en is nou algeheel 15de. Die Spanjaard Mark Kouma is steeds loshande voor na sy eerste skofoorwinning gister. Die tydren het egter op hartverskeurende wyse geëindig vir niks minder nie as 26 motorfietsjaars, onder wie Paulo Gonçalves. Die Portugees moes hulpeloos toekyk hoe sy Honda in vlamme opgaan, ondanks die pogings van ander deelnemers om hom te hulp te snel. Die 6de skof tussen Tucumán en Salta is reeds goed op dreef. Vir Oula sokkernuus, na weke vol drama